Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Ek gesels met 'n persoon en sy lewe is heeltemal die mekaar en uiteraard nooi hom na die huis van die Here. Sê kom onder die klank van die woord. Sien partykeer is dit so belangrik om net onder die klank van die woord te kom. En ja, ons kan die dienste kyk op TV en ons kan luister na mooi musiek, maar die Heilige Gees, daar waar ons by mekaar kom, is partykeer so tasbaar teenwoordig. En dit is so belangrik om onder die klank van die woord te kom en net te ervaar die volheid van die Here. Nou sê ek vir hom, nou hoekom kom jy nie bietjie na die huis van die Here toe nie? Dan sal hy vir my sê, man, ek het 'n klomp gewoontes wat ek eers moet afstaan. Klomp gewoontes wat ek van ontslaa moet raak. En ek wil nie met hierdie gewoontes kerk toe kom nie. Dis juist die plek waar jy moet wees om van hulle ontslaa te raak. In die huis van die Here, want hy sal jou skoonmaak, hy sal jou vergewe, hy sal jou optel van al hierdie slegte gewoontes. En na so 'n tydperk, toe kry ek hom en ek vra vir hom, hoorie, is jy nou al ontslaa? Hy sê ja, ek is ontslaaf van al hierdie gewoontes. Ek sê nou, hoekom kom jy nou nie die huis van die Here toe nie? Hy sê, man, ek wil nou eers my klerekas uitsorteer. Ek het ordentlike klere nodig om na die huis van die Here te kom. En onmiddellik kan ek vir hom sê, kom net soos wat jy is. Die Here kyk nie na jou klere nie. Hy kyk nie wat se hoed jy op jou kop het, of wat se mooi pak jy klere jy aan het, of met wat se kar jy kerk toe gery het, en wat se kar staan in die parkeerarea nie. Hy sê, kom net soos wat jy is. En as jy in 'n behoefte is en 'n probleem het, en jy wil net nader aan die Here beweeg, kom net soos wat jy is. Maar kom onder die klank van die woord, want dit is absoluut belangrik, net om by Jesus voete te wees. Herlewingsgroete.